ingeskakel is op die livestream. Ons begin vanoggend met 'n nuwe tema en ons glo dat hulle dit ook saam met ons sal geniet. Kom ons raak net vir 'n oomblik rustig by die Here en ons hoor ook net wat hy vanoggend met ons wil deel. Prys die Here vanuit die hemele, prys hom in die hoë hemel, prys hom alle engele, prys hom alle hemelwesens, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys hom hoogste hemele en waters in die hoë hemelruim. Laat hulle die naam van die Here prys, want hy het beveel en hulle is geskep. Hy het hulle vir altyd hulle vaste plek gegee, vir hulle orde neergelê, waar buite hulle nie kan beweeg nie. Amen. Broers en susters, ek groet julle, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan dan, sing ons nog so 3 aanbiddingsliedere saam. Ons dink hier so geleentheid vir stil gebed. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Yes, I want to see you. Yes, I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Yes, I want to see you. Yes, I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Yes, I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Yes, I want to see you. Yes, I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Yes, I want to see you. Yes, I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Yes, I want to see you. Holy, holy, holy. You are holy.
'cause I want to see you. Yes, I want to see you. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen by velde na waters, waar is lei hy my. Ook my siel, hy lei my in die spore van gerechtigheid, op sy naam ontvang. Al gaan ek op die dal van doodskaribie, teenoor my teenstanders, die maak my hoof vet met olie, my beker loop met goedheid en guns sal my volg, aan die dag van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lente van dade. En ek sal in die huis van die Here bly, in lente van dade. Is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen by velde na waters, waar Jesus lei hy my geel.
Waardig is die lam. Waardig is die lam om geprys te word. Ja, Here, U regeer. U het nog altyd, U sal tot in alle ewigheid sal U regeer. En ons prys U daarvoor, Here. Alhoewel die wêreld wil sê ons God is aan die slaap of ons God het van ons vergeet, Here, weet ons U sit op die troon en U regeer vanaf die regterhand van die Vader en U sal kom om U kinders te kom haal op die bestemde tyd. Here, daar is niemand soos U nie. Wat beteken ewigheid? Wat is die begin van alles? En wie het U gemaak, Here? Hierdie gedagtes is so groot, niemand kan U pyl nie. Here, U afstande is so groot, dis onmeetbaar, ons kan nie eers dink nie. En tog hou U die kosmos in die palm van U hand vas. U spreek elke ster in sy bestaan. En daar is miljoene der miljoene sterrestelsels met miljoene der miljoene sterre in elke sterrestelsel en U ken elkeen by die naam. En so ken U ook elke kind van U op hierdie aarde. U ken ons bekommernisse, U ken ons blydskap, U ken ons vrese. En U ken elke haar wat van ons hoof afval, want dit is wie U is. En dit is die God wat ons aanbid, die een van wie ons hulp vandaan kry. Here, aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Ons gaan vanoggend lees uit Matteus 24. Ons gaan daarso die eerste 2 gedeeltetjies op skriffies lees van vers 1 tot 14. Soos ek gesê het, ons gaan nou begin met die profetiese rede van die eindtye. Dit is wat Jesus Christus vir die mense, vir sy disippels veral vertel, rondom die eindtye. So kom ons lees daar en dan sal ons bietjie lekker verder gesels rondom al die dinge. Toe Jesus van die tempel af weggaan, het sy disippels nader gekom en sy aandag op die tempelgeboue gevestig. Maar hy antwoord hulle, julle sien al hierdie dinge. Dit verseker ek julle, hier sal nie een klip op die ander bly nie, alles sal afgebreek word. En nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra, sê vir ons,
Wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van die koms van die einde van hierdie wêreld wees? Jesus antwoord hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander een te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van 'n nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie valse profete kom en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard sal gered word, en hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Ek dink net 'n baie belangrike teksvers wat ek hierso dalk net weer wil uitlig is, Jesus antwoord hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Dis die heel eerste ding wat hy sê, nadat hulle vir hom vra, wat gaan gebeur en hoe gaan dit lyk? Die heel eerste ding wat Jesus sê, moenie laat die mense julle mislei nie. Dit gaan gebeur. En ons sien dit en ons lees dit en ons beleef dit ook in die tyd waarin ons lewe. Tot sover. Ek het gedink om bietjie weer dit anders te doen, so ons gaan so bietjie deur hierdie stukkie werk en vir my is dit ook partykeer makliker om te kyk na iets, so die wat ook wil notas neem, julle is welkom en as daar van julle is wat my preek uitleg wil sien, dan kan julle maar net vir my julle e-posse stuur en dan kan ek net vir julle dit wat ons vandag ook hierso sien, as jy dit graag wil meer gaan bestudeer, kan julle ook maar net vir my 'n WhatsApp stuur, dan mail ek vir julle ook vanoggend se gedeeltetjie. Want ek wil graag hê, soos ek gesê het, vanoggend en hierdie reeks gaan oor, kom ons hoor wat sê Jesus. Want ons hoor wat sê mense. Ons sien wat sê mense rondom die eindtye. En elkeen wil sy voorspellingkie maak en elkeen wil sy datumpie gee en al die klas van goede, maar kom ons raak net vir 'n oomblik rustig en ons hoor wat sê Jesus. En dan begin hy met 5 groot bakens. In Matteus 25 sien ons, maar ons sien dit in al 3 die sinoptiese evangelies. Wat is sinopties? Sinopties is die 3 evangelies, Matteus, Markus en Lukas. Synoptics sound similar, synoniem is iets wat dieselfde klink. So al 3 hierdie evangelieskrywers, Matteus, Markus en Lukas, skryf van hierdie selfde goede. En die belangrikste om te sien ook is dat elkeen van hulle skryf dit in presies dieselfde volgorde. So iets sê vir my, hierdie volgorde van hoe dinge moet gebeur is baie belangrik, want nie een van hulle skryf dit in 'n ander volgorde nie. Want dis Jesus wat aan die woord is. So dit is nie eers Paulus of iemand wat hieroor skryf nie, dis Jesus se eie woorde. Hy wat in die hemel was, wat mens kon word het, hy skryf oor hierdie goede. So ek is seker ons kan met groot versekering hierna luister en daarna kyk. En soos wat ek sê, ons bid dat die Heilige Gees vir ons dit sal oopbreek. Laat dit nie ek sal wees wat my woorde en my kennis vir julle wil gee nie, maar laat dit die Gees sal wees wat julle sal oortuig as julle die goed nie verstaan nie, laat hy dit vir julle sal duidelik maak. So ek en Dominee Andre gaan vir julle preek soos wat dit daar staan en hoe dit volgens Jesus gebeur het. So die heel eerste ding wat ons vanoggend ook sien en wat Jesus uitlig is dat die val van Jerusalem en die rampe en vervolging wat daarna gaan kom. Dit is die eerste groot baken wat ons voor moet uitkyk. Die tweede punt wat hy gaan uitlig en wat Dominee Andre volgende week oor gaan praat is oor die groot verdrukking. Die 7 jaar van swaar kry wat op die aarde gaan wees, the Great Tribulation, soos wat die Engelse dit sê. Dan die koms van die seun van die mens is die derde ding wat hy uitlig, en dan die voorbeeld van die vyeboom, en dan die tyd en die datum van die wederkoms.
So, julle kan sien, hierdie is 'n stap vir stap hoe dit gaan volgens Jesus, wat vir ons die dinge wil uitlig. Die volgende ding wat ek vir julle wil wys is, daar is 3 groot millennium beskouings. Volgende skyf, ek hoop julle kan dit redelik goed sien. Dit is om die eindtyd te verstaan. Daar is 3 groot in die wêreld mense wat na hierdie dinge kyk. Ek dink die eerste een wat ons nou onlangs beleef het, is die heel boonste ene, die gryserige ene. Ons is in 'n kerk, vandat Jesus gekom het en sy sterfte en op hemelvaarding en die kerk begin. Ons verstaan dit. Paulus het die kerke gaan plant en die disippels het uitgegaan en mense vertel van die evangelie, en dit is die kerkera. En dan voel die mense wat verstaan, want hulle sien dit uit teksverse soos 1 Tessalonisense waar dit sê dat die wat reeds gesterf het sal opgaan die Here tegemoet, en hulle sien dit as die rapture, die wegraping. So as jy nou nie geweet het wat beteken die, julle hoor ons praat so baie van die wegraping, party oggende as ons minie is, dan sê ons o, jete, dalk was daai mense reg gewees het, hulle dalk van julle weggeneem en daarom is die getalle dalk bietjie minder en ons het dit gemis. So dis daai wegraping wat net daarna sê hulle sal die groot vervolging gaan kom. So wat ek nou net as ek daar kan stil staan is kyk net wat sê Jesus. Wat sê Jesus? Gaan daar 'n wegraping wees? Noem hy dit enige plek? Jesus het dit nie gesê nie. Hy sê daar gaan 'n groot verdrukking kom. So, as daar 'n wegraping is, en Jesus sê ons almal gaan deur die vervolging gaan, is dit regtig so. Dis nie wat ek wil sê nie, dis as dit jou verstaan is, en jy verstaan 1 Tessalonisense in daai opsig, dan is dit. Wat ons moet onthou is dat mense wat dit so sien, wat glo dat God gaan sy kerk kom wegneem voor hierdie groot verdrukking, hulle gaan hemel toe as daar 'n wegraping is, maar ons gaan ook hemel toe as daar 'n wegraping is. Ons verstaan, of my verstaan van dit is net nie dat ons gaan deur, dit wat ek ook hierso sien is dat ons gaan deur die verdrukking gaan tot op die einde, gaan ons daar wees, as ons so gaan wees. Maar wat as jou sterfte is voor die wegraping, is jy reg? Gaan jy hemel toe? So mense, ons moet hierdie goede baie versigtig wees. Dit wat kerke uitmekaar uitsteek. Jy glo nie in 'n wegraping nie, ek glo in 'n wegraping, en nou het ons ander denominasies, en nou kan ons nie meer met mekaar om dieselfde tafel sit nie. Ons moenie dat hierdie dinge maak dat ons nie meer as boeties en sissies in Christus mekaar kan lief hê, omdat ons verskil oor goed wat, ek wil nie sê dit is nie onbelangrik nie, dit is definitief belangrik, maar die feit is, elkeen van ons moet elke liewe dag reg wees om die Here van aangesig tot aangesig te sien. Of dit 'n wegraping is, en of dit net 'n tweede koms is, of is dit, as jy vandag sterf, is jy reg. Is jou hart by die Here, ken jy hom as verlosser en saligmaker. Okay, ek gaan aan. So hulle glo die Here gaan hulle kom wegneem, dit wat daai belangrike persoon op nou die dag gesê het, en dan gaan daar nou hierdie verskriklike swaar tydperk gaan nou kom, en dan kom die tweede koms van Christus na hierdie 7 jaar, en hulle vat alles baie letterlik. Hulle sê, maar dit staan in Openbaring 7 jaar, en hulle praat van 'n 1000 jaar millennium, wat die Satan gaan vasgebind word. Ons moet onthou, wanneer ons Openbaring lees, begin Jesus sommer aan die begin, en hy sê vir Johannes, hoor hierso, die 7 kandelare en die 7 sterre beteken iets anderste. Dit beteken nie presies dit wat daar staan nie. Jy kan nie al hierdie goede, veral die Openbaring en hierdie eindtyd goede, soos Openbaring en Esegiel en Daniël en goede, so by die letter vat nie, want die Here gee vir ons ander sleutels om dit mee oop te sluit. Maar dit is hulle beskouing. Dit is die eerste een. Hulle noem dit pre-tribulation dispensational premillennialism. So Jesus gaan kom voor daai 1000 jaar millennium tydperk waar hy gaan regeer. Op aarde sê hulle, en dan sal die laaste oordeel plaasvind, the last judgment. Dit is die eerste deel, dit is waar die wegraping leer vandaan kom, dit is hoe hulle die dinge sien. So nou verstaan julle ten minste wat beteken ons as ons praat van 'n wegraping en so voorts, en hoe ons dit verstaan en ander mense
die ander die oor hulle glo in die wegraping en reg, as dit jou verstaan is, staan daarby, moenie, maar elkeen van ons moet reg wees om die Here elke dag te sien. Die volgende een wat ons kry is postmillennialism. So hulle glo dat Jesus gaan kom, ons is nou in die tyd van die kerk en dan gaan Jesus, dan gaan daar iewers 'n millennium, 1000 jaar kom. Weereens glo hulle baie sterk aan 'n presiese 1000 jaar. Maar daar gaan vrede op aarde wees en alles gaan maanskyn en rose wees en dan kom die tweede koms van Christus en die groot oordeel, die wit troon oordeel, soos wat ons dit ook lees in Openbaring. So, die eerste ouens is baie pessimisties gewoonlik. Hulle sê dit gaan net swaarder en swaarder. Miskien ja, as ek in daai middelste rykie afsit, ja, daar is hy. Dan gaan dit al duideliker wees. So die eerste lot ouens glo dit gaan al die swaarder en swaarder en swaarder gaan en dan gaan God sy kerk kom wegvat, laat ons nie daai 7 baie moeilike jare gaan hê nie en dan gaan Christus kom en dan gaan dit vir 1000 jaar goed gaan op aarde en dan kom die laaste oordeel. Die tweede lot ouens is baie positiewe mense. Hulle glo dit gaan iewers gaan al hierdie swaar wat ons nou op die aarde het gaan verbygaan en dan gaan dit net beter en beter en beter en beter gaan. Ons gaan 'n nuwe regering kry en hoor jy, hulle gaan Suid-Afrika omdraai en ons gaan elkeen 'n Ferrari ry en weet julle, dit gaan net lekker wees. Ons moet net vasbyt. So dit is die tweede lot ouens. Hulle glo aan daai millennium, 1000 jaar voor die tweede koms van Christus. En dan die derde een is amillennialism. En dit is nou ongelukkig, as jy 'n A voor 'n ding sit, dan in kerklike verband, dan is dit gewoonlik skrikwekkend. Wat ateïs. Theïs is iemand wat in God glo, dan sit jy 'n A voor hom, dan is dit 'n ateïs, wat beteken, hy glo nie in 'n God nie, hy glo niks nie. So, wanneer mense sê amillennialism, beteken daar is nie 'n vaste 1000 jaar nie. Ons is nou in 'n simboliese millennium. Vandat Jesus gekom het na die aarde toe en sy hemelvaart, is ons in 'n simboliese millennium. Jesus regeer nog steeds. Hy sit op die troon. Hy is nie afwesig nie. So sy heerskappy, daai millennium wat hulle sê, hy gaan kom en hy gaan regeer of wat ek al, hy doen dit vandag. Hy regeer deur sy kerk. En daarom sien meeste van ons, dit is, as julle nou vir my sal vra, watter een vanoggend, dis my verstaan. Ek verstaan dit as 'n simboliese millennium. God regeer, die Satan is vasgebind in die sin dat hy is nog rond en sonde is in hierdie wêreld, maar dat die evangelie kan versprei word tot aan die uithoeke van die aarde. Dit wat hierso gestaan het op volgend in ons laaste vers, totdat die evangelie tot aan die uithoeke, tot by elke mens gekom het. Dit sal dan die begin van ander dinge inlei. So, waar trek ons op hierdie tydlyn? En in watter een verstaan jy van? En soos ek sê, gaan lees dit, gaan kyk dit, gaan toets dit teenoor wat Jesus gesê het in al 3 hierdie evangelies. En dan kan jy probeer om Openbaring by dit te sit, sodat dit jou prentjie kan vir jou duideliker maak. So, elkeen van ons, daar is mense wil ek sê eintlik wat in elkeen van hierdie 3 goede glo. Daar by die premillennialism is daar nog eintlik 'n historiese en ek gaan julle nie dit alles besig hou nie. Dit is nie die doel van vanoggend se boodskap nie. So, wanneer begin die eindtye, sê Jesus? En die skrif is baie duidelik dat die hele Nuwe Testamentiese tyd is die laaste tyd, dat dit al reeds die einde is. Jesus het dit self gesê, en Paulus het skryf dit. Ons sien dit in 1 Korintiërs 10 vers 11, waar Paulus sy leer aan die Korintiese gelowiges en aan ons bekragtig deur te sê, die einde van die eeue het op ons gekom. So ons is nou, van Jesus se eerste koms af, het dit die einde ingelei. Dit is die begin van die einde. Toe Jesus gekom het, sy eerste keer, is dit al die begin van die einde. So skryf Hebreërs 9 vers 26, dat Christus is die volëinding dat hy aan die volëinding van die eeue sal verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen.
Okay, so julle kan daai teksverse gaan lees. Dit skryf daar dat dit is wat Jesus gaan kom doen aan die volëinding van die tye. So hy het dit mos nou kom doen. Hy het die dood oorwin, hy het gesterf aan die kruis, hy het die prys kom betaal, so sy offer is gebring. En dan skryf 1 Johannes 2 vers 18 dat dit is nou al die laaste uur. Dit skryf Johannes 89 na Christus al. So as ons al in die laaste uur is, 2000 jaar terug volgens Johannes, dan is ons in die laaste breekdele van 'n sekonde seker daal. Ons weet nie. Want kan God dit nog 1000 jaar uitstel? Hy kan. Ons weet nie. Wat ons wel kan kyk is, wat sê Jesus, wat gaan gebeur en die goede wat gaan volg. So vandag se skrifgedeelte lei vir ons dit in. Ek kan dit volgende enetjie sê. So ons sien dat Jesus die heel eerste ding toe die disippels van wys, toe sê hulle kyk die pragtige tempel, toe sê Jesus vir hulle, nie een klip sal op 'n ander een oorbly. Dit sal vir julle die begin van alles wys, dat dit is nou die begin van die einde. Nou gaan die een ding op die ander een volg en julle sal dit sien. En hierdie profesie van Jesus word waar 70 na Christus waar hy tempel val. Die tempel word deur die Romeine verwoes en daar is die een klip nie. Julle almal ken die tempelplein vandag. Daar is nie 'n steen wat op mekaar nog is van die tempel nie. Miskien 'n bietjie daar by die Western Wall of by die westelike muur waar hulle staan en bid die Jode elke dag. Daar is nog van die tempelplein is daar, maar van die tempel self is daar geen klip meer, een op 'n ander oor nie. So is Jesus die waarheid? Ja. Want is daar nog een klip op 'n ander van die tempel? Nee. So hierdie het waar geword, want God is die waarheid en hy sal nie vir ons leuns vertel nie. So daarom kon almal van die disippels, meeste van hulle het gelewe om dit te sien. En hulle het gesien dat dit wat God voorspel het en Jesus self voorspel het in vervulling gekom. En ons moet daarom weet dat die disippels wil ook hierdie goeie weet. Almal van ons is met daai verwagting is in ons almal se harte. Almal van ons wil weet wanneer gaan dit wees en hoe gaan dit wees. En dit was van die begin af so gewees. En dan soos wat ek gesê het, begin Jesus, die heel eerste ding wat hy vir hulle sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Want hierdie ding is wat almal wil weet en almal wil sekerheid hê oor hoe gaan dit presies weet. En Jesus sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Pas op dat selfs Frits wat vanoggend staan hierso en iets sou sê uit sy eie uit, laat ek julle nie mislei nie. So, gaan toets alles aan die woord, gaan toets dit aan hoe dit daar staan en bid daaroor dat God dit vir jou sal duidelik maak. Hoe werk dit regtig? En dan begin hy praat van hierdie oorloë en opstande en hongersnode en aardbewings en die geboortepyne. Nou, dit wil ek vir julle vandag sê. Daai tyd was die Romeine daar gewees, daar was oorlog gewees. Daar was gerugte van oorlog. Hierdie nasie wat teen daai nasie, dit was van die begin af daar. Dit was nog elke generasie en tydperk gebeur hierdie goed oor en oor en oor. Ons het nou weer 'n prediker gekom wat sê alles wat is, was al gewees. Daar was al oorlog, daar was al aardbewings daai tyd. Daar was al mense, as daar nou mense was wat weet wat dit was om mishandel te word, was dit juist die eerste lot Christene. Want hulle was op brandstapels gesit om aan die brand gesteek te word as fakkels. Nou as God sy kerk so lief het dat hy hulle die lyding sal spaar, hoekom het hy hulle nie weggevat nie? Hoekom het hy hulle nie hemel toe gevat om daai verskriklike dode vry te spring nie? So gaan toets dit, gaan dink daaroor, gaan bid daaroor en dink, was hierdie goed al gewees? Hoe moet dit gebeur? Valse profete het gekom. Johannes skryf daaroor, die antichriste was al daar gewees, maar daar sal 'n antichrist heel op die einde kom, wat die hele teen wat Christus is sal staan. So dit sal daar wees, en al hierdie goed gebeur oor en oor en oor. Daar was van die begin af aardbewings, maar wat sê geboortepyne van ons, en ons baie mammas hierso vanoggend, dit gebeur al hoe vinniger, in die begin is dit so 1, en dan is dit 'n paar dae, dan kry jy weer 'n kramp of wat, en dan hoe nader daai geboorte is, hoe meer en hoe harder is dit. Ek wil vanoggend vir julle 'n slide gewys het van die natuurrampe, gaan Google het of YouTube het 'n bietjie. Net in 25
Gaan kyk hierdie tifone wat nou weer China beweeg en alles, en die aardbewings nou weer in die Filippyne, dis soos 'n weekliks of daagliks amper nou. En ons sien dit, want dit praat, want Jesus het gesê, dis hoe dit gaan wees, dit gaan soos geboortepyne. Ja, daar was hongersnode gewees, maar dit raak al hoe erger en erger. Ja, daar was aardbewings, maar dit is meer gereeld en baie hoër op die Richterskale, dink aan daai tsunamies ensovoorts. Ek wil net voordat ek dit nou my ontgaan, net sê dat vanaf die tempel geval het Jesus eintlik vir ons iets anders te begin sê. Hy het gesê dat die tempel was daai era gewees van die wet. Ons het wat het by die tempel gebeur, hulle het daar kom aan bid, hulle het daar offers gebring vir hulle sondes en dit. So, onder die tempel moes val, dat Jesus eintlik vir ons kom sê, julle hier gaan nou 'n hele nuwe manier van lewe wees. Dit gaan nie meer bring jou skapie en sê jammer vir daai ding wat ek nou gedoen het en vir daai sonde wat ek nou gepleeg het en daai goed is nou weg. Dink aan Jesus wat met Johannes in Johannes 4 met die vrou by die put praat, die wat by die oggend by die Bybelstudies, julle sal onthou. Hy het vir daai vrou gesê, daar kom 'n tyd en die tyd is nou, wat julle my nie meer in die tempel gaan aanbid of op hierdie hoë hoogtes, want die Samaritane moes op ander plekke gaan aanbid. Daai tye is nou verby. Die tyd wat ons nou ingaan, tot wat Jesus ons weer gaan kom haal, is 'n tyd waar jy kan in jou binnekamer met God gaan praat. Jy kan in die allerheiligste ingaan deur binne in jou stilte tyd, in jou tyd by die Here. Is jy in aanraking met God die Vader? Jy aanbid hom deur Jesus Christus aan sy regterhand en die Gees tree vir jou in, maar jy is in die allerheiligste. Iets wat net vir die hoëpriester beskore was. Nou mag jy dit doen. Ons het daai vrye toegang deur Jesus se prys. En hoeveel van ons gryp dit nog aan? Hoeveel van ons het nog 'n behoefte om Sondag hier in die kerk te wees? Ons praat vanoggend daarso, sien, hier kom van hierdie ou tannies wat ons beny julle. Regtig, julle is vir ons 'n voorbeeld van mense wat hier inkom met stootkarretjies en wat amper nie meer kan loop nie, maar julle is hierso. En die jong mense wat hier kan wees en wil nie meer hier wees nie. En dan sê hy in vers 13, wie tot die einde volhard sal gered word. Wie tot die einde volhard, want God gaan ons toets. Hy gaan toets. Is die wêreld daar buite so lekker? Dink jy moet net 'n paswoord sê, Jesus het vir my sondes gesterf en dan gaan jy in die hemel ingaan. Ek wil vir jou sê, wees versigtig. Dit is nie so maklik nie. En as jy nou hierdie laaste rit vir daai man wat gesê het, hoorie so, nou moet julle laat doop, want Jesus kom die 23ste, en nou gaan doen jy net vinnig ietsie, om net te cover, jy gaan dit dalk maak, en as dit nou werklik gebeur, nou gaan ek daarom saamgaan. Ek wil vir jou sê, Jesus gaan sê in sy eie woord, sê hy, ek gaan vir julle sê, gaan weg, want ek ken julle nie. So moenie dink jy kan vinnig hier op die einde 'n paar nice goedjies doen nie, en dan dink jy gaan gered word nie. Hy sê, wie tot die einde volhard sal gered word. So, dit gaan swaar gaan. En jy gaan moet deurdruk in jou geloof. En jy gaan moet vasstaan. En jy gaan moet tyd met die Here spandeer, sodat hy jou ken. Almal van ons ken, kom ons vat sommer ons president. Almal van ons ken Cyril Ramaphosa. Maar ken Cyril Ramaphosa jou? Almal ken van Jesus Christus, die hele wêreld weet al. Hulle spot al met hom. Maar ken hy jou by die naam? Spandeer jy tyd in jou binnekamer met hom, dat hy ken jou by die naam? Natuurlik ken hy ons almal, hy ken tot die wat nie in hom glo nie ken hy. Maar wat ek wil sê is, het jy daai verhouding, dat het jy daai sekerheid dat hy ken my, want ek praat elke dag met hom. Ek spandeer tyd met hom. En ek weet dat as hy nou sal kom, al is dit of as ek nou sal sterf, of as hy my nou kom haal, of as daar nou 'n wegraping is, hoe jy dit ook al verstaan, ek sal hom kan sien van aangesig tot aangesig. Want my lewe is reg, ek ken hom en hy, belangriker, ken my. En ons gaan met vasstaan. So klink dit nie vir dat die kerk deur moeilike tye sal gaan nie. So die wegraping gaan, soos ek nou al vir julle gesê het, dat God sy kinders sal huis toe neer voor die swaar tye. Maar onthou wat Jesus vir ons in daai 5 punte gesê het, dat daar gaan nou net na volgende Sondag gaan Dominee André oor dit praat, daar gaan swaar tye kom, daai deel is vas.
Ons lewe daarin. Mense verloor hulle werk, mense het verskriklike siektes en peste wat ons deurgaan en al hierdie goede gebeur. As Jesus dan lief is, hoekom laat hy nie toelaat almal wat verkragt word of al die aborsies, vat kinders huis toe. Al die motorkapings, as hy dan lief is vir ons Here, neem ons huis toe. So moet ons nie deur hierdie goeie gaan nie. Soos ek weer eens sê, gaan bid daaroor, gaan dink daaroor, gaan bestudeer hierdie volgorde van Jesus weer. In vers 16 sê, die evangelie moet eers oor die hele wêreld verkondig word. Ons sien dit ook met internet en sosiale media, raak dit al hoe makliker en makliker. Die hele wêreld kan inteken op YouTube. Die hele wêreld kan gaan kyk na wat sê predikers oor Jesus. En dis waar die grootste gevaar is, want baie van hierdie ouens misbruik daai platforms om valse boodskappe te bring. So wees versigtig, sê Jesus vir die hele in die begin, moet laat niemand julle mislei nie. Want dit is wat hulle wil doen. Die vyand wil ons op 'n dwaalspoor neem en hy wil ons bekommer maak, want hierdie mens gaan sê dis op hierdie dag aan die wegraping en daai gaan dit sê en elkeen gaan ons, jy gaan naderhand nie meer weet wat gaan vir wat as jy agter alles gaan aanhardloop nie. So moet laat niemand julle mislei nie. So ter opsomming, is die tempel afgebreek? Ja. Is die eerste goed al agter die rug? Definitief. Was daar mense wat ons al probeer mislei het, misdaad is absoluut. Die wegrapingsleer het in die 1830s omtrent begin bestaan, waar daar 'n Engels persoon hierdie goed gebestudeer het rondom tekste soos wat ek sê 1 Tessalonisense en tot hierdie slotsom gekom het wat daar moet 'n wegraping wees, want dis wat dit vir hom sê. En dit is sy verstaan van die woord. Maar as dit vir my, en weer eens, dit is my siening, sou Jesus, as dit 'n wegraping was, sou hy dit nie deel van hierdie 5 punte gemaak het. Laat ons daarom moet weet, okay, ons gaan net tot daar wees en dan hierdie ander goed gaan gebeur nadat ons by hom is. Sou hy dit nie vir ons gesê het nie, ten minste in een van die 3 evangelies. So, ek vra net die vraag, en jy moet gaan bid daaroor, en jy moet gaan dink daaroor, en jy moet by die Here tyd spandeer om dit vir jou seker te maak. En as ek verkeerd is, sal die Here dit ook aan my openbaar. Was daar al gerugte van oorlog? Was daar al hongersnode? Al hierdie goede. So die mense is wat ek sê, daai eerste Christene wat so mishandel was, sou hulle nie weggeraap geword het, sou hulle nie hierdie goede vrygespring het nie. So alles wat ons vandag sien, het al oor en oor gebeur. Daai wat amillennialisme sê, alles gaan oor en oor en oor in sirkels gebeur totdat Jesus ons kom haal. Wat hy gaan sê, genoeg is nou genoeg. Onthou net die beeld wat Christus gebruik, is nie 'n beeld van wegrapings en goede nie. Wanneer Christus met sy kerk praat oor die eindtye, dan gebruik hy die beeld van 'n bruidegom en 'n bruid. Ons almal weet dit, né? Ons almal weet ons is die bruid, die kerk, en hy is die bruidegom. En as ons meer verstaan oor hoe het 'n huwelik gewerk in daai tye en die verlovings, dan sou dit vir ons meer sin gemaak het. Die seun gaan en hy kom na die pa toe en of na sy bruid toe, en dan gaan sit hy en dan bespreek hy en die bruid se pa, bespreek die prys wat daar moet betaal word om daai bruid te kan hê as sy vrou. En daai prys was, as ons dit nou sien in daai terme van Christus, die prys was die hoogste prys. Jy moet jou lewe gee. En Jesus het sy lewe gegee vir sy bruid, vir ons elkeen. En dan sê dit, dan gaan die bruidegom weg in daai tyd. Hy drink eers 'n glas wyn om dit te beseël, en dit is die nagmaal, dit wat Jesus gegee het. En dan wat sê hy vir ons dan verder? Hy sê, ek sal eers weer van die beker drink, wanneer ek julle weer kom haal. So, daar gaan 2 bekers wees. Die eerste een het hy saam met sy disippels gedrink, om te sê, okay, die prys is betaal, alles is reg, julle is my bruid, ek het alles gedoen wat van my verwag word. Ek gaan nou na my Vader toe, en wat het hy gesê? Ek gaan om vir julle plek voor te berei. Want dit is wat die bruidegom in daai tyd moes gedoen het. Hy gaan terug na sy pa se huis toe, en hy begin bou, en hy maak huise vir hierdie pragtige bruid, wat hy nie kan wag laat sy by hom moet aansluit nie. En
Alles is mooi en elke dag verf hy net bietjie en dan kom sy pa en hy kyk en sê nee, miskien moet daar 'n portret hang en met respek gesê of ietsie, dalk moet daar 'n mooi tekening wees daarso of miskien moet jy bietjie daar verander en so aan, want dis hoe dit in die ou tyd gewerk het. So die seun het nooit geweet nie wat die pa bepaal. Wanneer is die tyd, wanneer die huis perfek is en wanneer alles die omstandighede reg is wat die bruid by die bruidegom kan aansluit. En dan het daai bruidegom in die nag, gewoonlik het hy die vader en sy pa nou gesê, okay, vandag, wow, perfek, reg, alles, gaan haal jou bruid. Dan het hy uitgegaan met 'n groot gejuig en trompette, het hy gegaan om sy bruid te gaan haal in die nag. En dan het almal, die bruid met haarself elke dag reghou, wat is vandag die regte tyd is? Wat is dit vandag is? Wat is dit vandag is? En so met ons as die kerk elke dag reg wees as Christus sou kom, of as jy sou sterf, is jy 'n mooi bruid vir Christus. Is jy reg om hom van aangesig tot aangesig te sien? Volhard jy of het jy gedink, ag nee wat, hy het gekom en hierdie beker gedrink saam met my pa, maar hy het van my vergeet. Hy het nou maar ons maar net agtergelaat. Miskien het hy 'n ander vrou gesien op pad huis toe en met respek gesê en nou wil hy ons nie meer hê nie. Nee. Hy kom en hy maak daai plekke reg dag vir dag, werk in daai huise. En hy kan nie wag om ons te kom haal nie, want hy sien die swaar kry. Hy sien elke abortus, elke moord, hy sien elke mens wat met kanker worstel, hy sien elke ons kan dit opnoem en hy sy hart breek en hy wil net sy bruid gaan haal. Ek kan nie vir 'n oomblik dink dat Jesus sê, ag, lekker kry vir julle nie. Nee, hy wil kom. Maar die Vader weet wanneer is daai oomblik, wanneer alles reg is en wanneer is daai perfekte tydsberekening. Net soos met sy eerste koms, was daar 'n perfekte tyd, die Kairos moment soos wat die ander ons altyd leer. Daai perfekte oomblik toe Jesus moes kom die eerste keer, net so is daar 'n perfekte tyd wanneer hy die tweede keer gaan kom. Maar al hierdie goedjies moet gebeur en dit moet ons herinner. Elke keer as jy die nuus aansit en jy sien 'n aardbewing of jy sien Israel veg, nou weet jy daai ouens, dit is elke keer iets wat God gebruik om met ons te praat en sê, is jy reg? Is jy reg? Is jy reg? Hy gee ons kans op kans op kans om reg te maak met hom. Want hy wil nie hê iemand moet verlore gaan nie. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het om vir alle sondes te betaal, sodat die wat in sy seun glo nie verlore sal gaan nie. So die dinge wat gaan kom ook van, ag nee, God is so liefdevol, hy sal nie 'n hel maak nie. Of God is so, jy kan deur Allah of deur Boeddha of deur wie ook al, God is God. Nee, dis Jesus Christus. Hy het daai prys kom betaal, hy het vir sy bruid die duurste prys betaal, en hy gaan kom om ons te kom haal, en ons moet reg wees, elke oomblik van elke dag, om hom van aangesig tot aangesig te sien. So, hou aan, elke liewe dag, om ander mense van Jesus te vertel. Ek moet eerlik wees met julle, ek wou nooit niks met enige ander geloof te doen gehad het nie. Ek wil net in Jesus Christus weet, en nou hierdie afgelope tyd het dit net al hoe meer en meer by my begin kom, is hoe gaan ek 'n moslim oortuig dat Jesus is die ware geloof, as ek nie eers weet wat hy voorstaan en wat aangaan nie. En ek begin dit lees nou, ek wil nie verander nie, Here, as jy in God se hande sal niks jou daar uitdruk nie, maar hoe kan ek 'n ander geloof of iemand van 'n ander geloof oortuig as ek nie weet waarvoor hy staan nie? En ek sê nie julle almal moet dit doen nie, want elkeen van jou word geroep, weet jou bediende ten minste van die Here, of weet jou buurman van die Here, waar die Here en hoe hy jou wil gebruik. Maar ons moet aanhou en aanhou en aanhou, want daar is ook 'n volmaakte getal van mense wat aan Jesus Christus moet onderwerp word, en dit sal ons ook nog by uitkom. Wat julle gaan sien is, die Here Jesus wag tot daai laaste persoon wat die Vader as sy skape geïdentifiseer het, hulle harte vir hom sal gee dat dit kan gebeur. So julle, dis 'n hele klomp goede. Ek dink julle verstaan die verskillende sienswyses van verskillende gelowiges, en ons respekteer mekaar oor dit. Ons kan lekker debatteer oor 'n wegraping of nie 'n wegraping nie, want jy sien dit so en ek sien dit so, maar op die einde van die dag, elkeen van ons met elke oomblik van elke dag reg wees om Jesus vandag van aangesig tot aangesig te sien.
Want ons weet nie, wegraping, nie wegraping nie, sterfte, voor enige iets van hierdie goed gaan plaasvind of die tweede koms, jy moet reg wees. En dit is die ding, en moenie laat mense julle mislei nie. Verstaan dit, dat Jesus gebruik nie 'n beeld van ander goede nie. Hy sê die bruid en die bruidegom, en dis hoe dit gewerk het in daai tyd. Gaan lees 'n bietjie daaroor, gaan kyk hoe dit gewerk, en dan gaan sien julle. Die goed pas baie meer in plek as wat mense dit wil probeer sit en hulle logika daar wil insit. En daarom weer die seun nie, daarom weer die bruidegom nie, want die pa sal inkom en sê, die huis is perfek, gaan haal jou bruid. En die seun sal dan gaan. So hy wag op, maar hy kan sien hoor, die seun sien dat die huis raak al hoe mooier en is al hoe meer volmaak. So hy weet, Jesus weet die einde is baie, baie naby. En daarom, ons sien dit ook, dit moet naby wees, want die tekens van die tye skreeu dit uit, al hoe harder, al hoe meer gereeld, dat Jesus kan enige dag kom, en ons moet reg wees, en is jy reg, en as jy nie reg is nie, kom praat met ons, en kom vra vir ons die vrae, en miskien kan ons nie altyd alles weet nie, ek dink nie, niemand weet alles perfek nie, selfs die grootste teoloë verskil met mekaar oor hierdie goed, so, dis nie vir ons plek om met mekaar nou in 'n risie in te gaan nie. Dit moet nie die uiteinde van hierdie reeks ook wees, dat ons nou nader aan so, nee, ek sien dit so, nee, jy sien dit so, en nou, nee. Dis net goed om te weet, okay, dis wat wegraping beteken, dis wat daai persoon glo gaan gebeur. Maar die belangrikste is, almal van ons moet reg wees. So, kom ons maak seker ons huis is in orde. So, wat ook al een van daai millennialisme sieninge joune is, weet net, jy kan sterf voor enige iets gebeur verder, so jy moet reg wees, want dan is dit jou einde, dan is dit jou wegraping na die hemel toe. Ek sluit vir ons af. Here, baie dankie, dankie dat ons volgend kan leer uit u woord. Here Jesus, dat dit u woorde is wat hier vir ons opgeteken is, dat dit u is wat vir ons hierdie riglyne gee van hoe die dinge gaan gebeur, en Here, ons bid dat u met ons elkeen sal werk, selfs met myself, en Here, dat ons hierdie goed reg sal verstaan, soos wat u sê, dat ons nie mislei sal word, en dat ons hierdie tekste sal deeglik bestudeer, en belangrikste van alles, Here, is ons moet reg wees, elke oomblik van elke dag, want u kan enige tyd die opwagting maak. Here, ons bid vir daardie mense daar buite wat nie volhard nie, wat op hierdie stadium moeg en uitgeput geraak het en tou ingegooi het en koud en lou geword het, Here. Ons bid dat ook hulle weer sal terugkom. Ons bid vir ander gelowe, ons bid vir die moslems wat weet van Jesus Christus, maar nie hom sien as die seun van God en God self nie. En Here, laat ons hierdie mense sal bereik, en dat ons nie ons rug op hulle sal draai nie, want waar gaan hulle dan die waarheid hoor, as u kerk die waarheid gaan vertel? Here, ons bid dat die evangelie daai punte sal bereik, en ons glo dit alreeds gedoen het, Here. Daar in die Amazone, wat daar dalk nog nie televisies of selfone is nie, dat die evangeliste daardie plekke sal by uitkom, Here. Ons weet, Here, daar is goeie werkers op die veld, en seën hulle in dit wat hulle doen, Here. Mag hulle by die regte plekke uitkom, en die evangelie tot by daardie uithoeke bring. En Here, elkeen van ons het daardie opdrag. Dit is nie net vir predikante of vir die kerkraad of net vir spesifieke mense nie, Here. Dit is vir elkeen van ons om 'n hand te wees wat uitreik, en so ook dan die evangelie uit te dra deur ons optredes, dat ons sal wys dat ons is anders as die res van die wêreld. Dankie, Here, dankie dat ons weet, ons glo in die enigste en die ware God, die een wat voorspel het dat die tempel sal val, die een wat voorspel het duisende jare terug dat hierdie dinge sal so gebeur, en ons sien dit elke liewe dag voor ons oë afspeel, en ons weet u is die waarheid, u is die weg en die waarheid en die lewe, Here Jesus, en niemand kan na die Vader kom behalwe deur u nie. Mag ons u ken, en belangriker, mag u ons elkeen ken. Ons loof en prys u in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Kom ons sluit af met hierdie mooi lied, Ek wil gereed wees, en wil jy gereed wees? Ek wil gereed wees vir die dag wat kom.
wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos hy wil. Kom reinig my in die vuur van die heiligheid. Kom voor my, net soos hy wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom voor my, kom voor my, net soos hy wil. Kom reinig my in die vuur van die heiligheid. Kom voor my, net soos hy wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Daar is weer lekker koffie volgens, so julle is welkom om 'n koppie koffie saam te drink en onthou van die bruid word verwag om haarself elke dag mooi te maak totdat ons koning kom om ons te kom haal. Mag julle dan ook met sy vrede hier vandaan vertrek en wees rustig. Hy is in beheer en hy regeer tot in alle ewigheid. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader wat jou so lief het, dat hy weet dat daar sal nie 'n haar van jou kop afval sonder dat hy dit weet nie. En die vertroostende teenwoordigheid van sy Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.